Môre julle. Ek hoop julle het 'n goeie nagrus gehad want jy sê ons het baie lekker geslaap, dankie. Net vir julle vertel, Limmery slaap nou so tussen 11 en 12 ure elke aand. Sy het haarself vir ons in 'n roetine gesit wat sy 6 uur wil gaan slaap. En ja, dan slaap sy tot 6:30, tussen 6:30 en 6:30 die volgende oggend. So sy kry goeie rus in, né Limmery? Ja. Wat kyk jy na die bome? Maar in elk geval, ek wil net gou vir julle wys en sê jammer dat ek nou elke keer vir haar so warm aantrek, maar die son skyn baie lekker, maar dit is op die oomblik 16 grade Celsius, so ek wil nie hê Limmery moet 'n koue trek kry of siek raak of enigiets soos dit nie. Ek meen, sy is amper 9 maande oud en sy was nog nie 'n dag siek nie. Sy het al so 2 keer 'n snotneusie gehad, maar dit is meestal as gevolg van tandesny, omdat sy nou al 2 tandjies het. En die een tandjie is 1 millimeter lank, die ander enetjie is 2 millimeter lank. En ek sal nog vir julle 'n foto daarvan wys, of 'n foto opsit. Dit is net nie altyd maklik om die tandjie te sien nie. Jammer, die son is so 'n bietjie skerp. Maar in elk geval, so ek wil vir julle 'n bietjie vertel van ons roetine. In die oggend, wanneer sy, kom ons sê 6 uur wakker word, dan drink sy 'n botteltjie. En na die botteltjie, elke keer na 'n botteltjie doen ons haar doekie, sodat sy nie rooi boutjies kry of enigiets soos dit, 'n uitslag kry of so nie. En dan, na die botteltjie en die doekie verander, sit ek haar in haar Jolly Jumper. Dan spring sy na Jolly Jumper vir 'n halfuur, en terwyl sy nou in die Jolly Jumper, bless you, na sy na Jolly Jumper gespring het vir 'n halfuur, dan speel ons op die grond vir enigiets van 40 minute tot 'n uur toe. En die lekker ding is, sy hou haarself, sy entertain haarself. Sy speel met goedjies rondom haar, dan val sy om en speel met die goedjies nog steeds, en dan kruip sy agteruit. Ons nou begin agteruit kruip. So pappa en mamma is so trots op jou, né Limmery? Ja, ons is so trots op jou. En in elk geval, ja, na ons op die grond gespeel het, dan gaan stap ons byvoorbeeld soos nou, as dit warm genoeg is. Andersins gaan kuier ons by ons kompleks, ouma en oupa, oom Gawie en tannie Gerda, en kuier bietjie by hulle. En Limmery geniet dit verskriklik. Sy hou baie daarvan om by hulle te gaan kuier. Sy sit meestal op hulle skoot en praat en maak geselsies. Sy baba nou vir als. As Limmery baba, dan weet ons daar's iets aan die gang. Daar's of 'n vuil doekie, of sy's honger, of sy's moeg. Een van daai goedjies. Sy, soos ek al vele kere gesê het, sy is nie 'n babietjie wat huil nie. Sy huil vir amper niks nie. Sy sal huil as sy wakker word en niemand is daar nie, as sy in haar kot lê. En ek was byvoorbeeld gou skorrelgoed, of ek was haar botteltjies of so, dan sal sy huil want daar's niemand daar by haar nie. Sy voel dan 'n bietjie alleen. Maar ons probeer soveel as moontlik tyd saam met haar spandeer. Dit is juist die rede hoekom ek nie op die oomblik werk nie. Ons mos maar om na haar te kyk en vir haar die beste van alles te gee, want ons het besluit om te bly by haar. Ons wil nie nog 'n babietjie hê. So 'n week terug het Limmery vir 3 dae in 'n ry 3 ure op 'n slag geslaap in die dag, en dit het vir ons nie 'n probleem veroorsaak nie, maar dit het moeilik gemaak in die sin van, in die aande het sy dan omtrent elke 2 ure wakker geword en geskop of gemoun, nou en dan gehuil. Dan moes ons haar optel en haar weer aan die slaap maak. Nie dat dit moeilik was nie, maar ja, ons wil mos maar hê sy moet die aand deur slaap. So toe besluit ek na die 3 dae dat ek gaan haar begin wakker maak na 'n uur en 'n half se slaap deur die dag. Nou ek weet baie mense sê mens moenie 'n babietjie wakker maak, 'n slapende babietjie wakker maak of so nie. Maar
ja, dit is maar net laat sy haar nagerus inkry. En toe ek dit besluit dat ek dit gaan begin doen, daar begin sy weer te slaap vir 40 minute. Dis net daai 3 dae wat sy nie haar 12 ure geslaap het nie. Nou is dinge weer normaal. Dis die pappa se hand. Ek wil ook net vir julle sê, wanneer ek vir Limerie in die Jolly Jumper sit, dan ek sit daar nie net daarin en los haar nie. Ek sit vir die TV aan en weet baie mense sê skermtyd is baie sleg vir babietjies. Ek sien nie die probleem daarmee dat ek haar in die jumper sit nie, want 'n halfuur na sy gedrink het, of vir 'n halfuur na sy gedrink het, moet sy rustig wees, want anders bring sy 'n bietjie melk op. En ons wil nie hê sy moet melk opbring nie. Ek meen, dit is nie 'n lekker smaak in jou mond nie. So, ons sit vir Dan Horton aan, of ons het altyd vir Horton aangesit. Dis is 'n olifant wat al die diere in die bos help. En dit leer babietjies of kinders baie. En toe hoor ons dat daar 'n storie is met die naam van Juffrou Lientjie. Nou Juffrou Lientjie leer babietjies, kinders van kom ons sê 6 maande tot 2 jaar oud toe, van mamma en pappa sê, tel, leer die kinders van klere. Ag, leer die kinders eintlik maar van enigiets, van mamma en pappa sê goeiemôre. En ja, dit is eintlik 'n wonderlike storie. Ek meen, as Limerie die storie kyk, dan is alle aandag op die TV. Die Juffrou Lientjie leer vir die kinders om hallo en bye te sê, en als wanneer die juffroutjie sê hallo of bye of wat ook al, dan waai Limerie, dan waai haar handjie en als, en ja, dit is nogal kostelik. Ek sal vir julle dit afneem en vir julle 'n videoetjie daarvan opsit, van al haar uitdrukkings en hoe sy lag en te kere gaan. Ek gaan nie vir julle die hele video opsit nie, dis 34 minute lank, en ek dink daar sal definitief kopiereg op die storie wees. En dan eet Limerie pap en kossies so 2 tot 3 keer 'n dag. Afhangende nou of mamma van die huis af werk, kliënte sien of kantoor toe gaan, eet sy tussen 8 die oggend en 10 die oggend pap. Dan eet sy weer rondom 1 uur, 2 uur se kant, dan eet sy Purity sakkies, of ek gee vir haar vrugte. Sy is mal oor vrugte. Enige vrug is vir haar lekker. Kiwi, strawberry, piesang, blueberry, sy eet als. Ja, vir wie waai jy, Limie? Hier's niemand hier nie. En dan in die aand kry sy weer pap. Maar dit is altyd so gesukkel as ek vir haar pap moet gee. Dit is altyd 'n groot gemors. Ek sal vir julle weer 'n videoetjie opsit van hoe dit lyk as ek vir haar macaroni en bees gee. Sy geniet dit verskriklik, maar Jesus, sy vuil daarna. Pappa sukkel verskriklik om dit te gee, nee Limerie? Ja, pappa sukkel verskriklik daarmee. Mamma gee die kos vir haar gewoonlik, en dis ook maar 'n vuil storie, maar dis baie beter as wat pappa dit gee, want as pappa die kos gee, is die klere gevlek, pappa se klere is gevlek, Limerie se klere is gevlek, die bank is vuil, die plek waar sy sit is vuil, als is maar net vuil.